Daar word baie oor die doop gepraat en gestry en allerhande dinge gesê. En ek dink, wanneer ons praat van hierdie nuwe lewe in Christus, van bekering en al hierdie dinge, dan is dit noodsaaklik om ook te kyk na wat die woord verder hieroor sê. Soos die Here Jesus sê in Matteus 28 vers 19 tot 20, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, met ander woorde, laat hulle tot bekering kom en my volgelinge word, dan, as hulle dit gedoen het, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou op hierdie tema het die Here Jesus in Markus 16 vers 16 die volgende gesê. Ek lees die ou vertaling. Hy wat glo, met ander woorde, hy wat in Christus glo, hy wat die nuwe lewe wil hê. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Hy sal die nuwe lewe beleef. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So, die doop is kardinaal deel van die pad wat 'n volgeling van Jesus moet loop. Paulus sê in Romeine 6 vers 14, deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Die doop simboliseer met ander woorde dit wat ons afgelê, die ou lewe. In Hebreërs 6 vers 1 tot 3 sien ons, laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging en die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal verder gaan as God dit toelaat. So dit is baie belangrik om hierdie beginsel van die doop te verstaan as deel van die pad wat 'n mens loop in hierdie nuwe lewe in Christus. Loop mooi.